Hartlike goeiemôre, 19 Julie 2020. Wat 'n voorreg om weer saam te wees vanmôre, om saam te luister na God se woord. Vanmôre is ons saam oor die tema van hoop. My gebed is dat God vanmôre vir ons elkeen 'n wonderlike, pragtige, duidelike prentjie kom teken van wat sy hoop vir ons is. Kom ons begin deur saam te bid en vra vir die Here om vir ons ook hiermee te help. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan saam wees in die teenwoordigheid. Dankie Here dat ons vanmôre kan bid dat U dit in ons self sal kom stil maak. Here, U vir ons ook sal help om vanmôre U prentjie van hoop te sien. Dankie Vader vir die geleentheid om uit die woord te lees. En mag U ook, Here, verheerlik word in dit wat hier gesê word en saam bedink word tot eer van U naam. Amen. Ons het in 2020 mense geword wat sug. Ons sug want ons worstel met COVID-19. Ons worstel met ingeperk wees. Ons het almal gedink ons kan dalk, ons is sterker as wat dit nou vir ons blyk. Die wêreld wat so sterk ingeperk is, maak dat ons voel ons het nie ruimte om asem te haal nie. Ons het nie ruimte om te leef nie, mens te wees nie. Ons wens net so vir 'n slag om iets te gaan doen wat ons na kan uitsien. Hier is net blote, dooie routine nou voor ons. Moenie eers te praat van die politiek en staatskaping en werkloosheid en ekonomie en geweld en misdaad. Ons worstel met 'n klomp dinge. Ons worstel met die lewe. Te midde van hierdie geworstel ervaar ons dat die sekerhede waarmee ons groot geword het en aan vashou, besig om ons tussen ons vingers uit te loop. Baie van ons het groot geword in 'n tyd toe leiers gepraat het en ons dit sonder meer aanvaar het. Sonder enige kritiek, sonder enige vrae het ons dit aanvaar. As die dominee gesê het, so spreek die Here, dan het ons gesê, amen dominee. Vandag is ons eintlik net besoekers. Vandag is ons reisigers op pad na toekoms, wie weet waar. Wie weet waar gaan dit eindig? Wie weet waar gaan ons as familie woon? Wie weet waar gaan ons tuis kom? Selfs in die kerk as gelowiges sug ons. Die uitdagings van die wêreld is gelowiges se uitdagings. Mense se stories wat ons in die koerante lees, wat ons op die televisie sien, maak ons bang. Maak ons onseker. Dit laat ons in ons dop inkruip. Dit laat ons geloofsvoete sleep. Dit sleep ons selfs tot binne in angsaanvalle in. Daar's baie spanning. Aan die een kant vertrou ons die Here, aan die ander kant sukkel ons daarmee en verloor ons geloofsenergie. Ons vra baie maklik, maar waar is God? Wat is die oplossing? Ons soek hoop. Miskien moet Joe Black ons 'n bietjie help vanmôre om ons te verwoord, ons taal te gee in dit waarmee ons sukkel. Taal te gee aan dit wat kort. Hoop, wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop, wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom. Hoop, dis die samesyn vir 'n wêreldbeker eindstryd. Hoop, dis die taal van 'n hart, dis die gees van 'n man wat uitskree. Bring die hoop weer terug. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis weer wat teen jou self vergelyk. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg.
weer terug. Waar kry ons die hoop? Kom ons maak vanmôre die woord oop, en dan lees ons van die hoop. En nou 'n aangrypende gedeelte wat Paulus skryf in Romeine 8, vanaf vers 12. Daarom broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan die sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan hulle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waarvan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God bekend sal maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop hy tog nie meer nie. En wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Ons moet vanmôre vir mekaar maar sê, ons mag maar sug. Dis nie verkeerd om te sug nie. Dis ook nie sonde nie. Trouwens, ons sug nie alleen nie. Die skepping sug saam met ons. Die wonderlike is egter, God weet van ons gesug. Hy hoor ons. God weet van ons swaar kry. God weet van ons moedeloosheid. En God weet van ons hooploosheid. God weet waarmee ons elke dag worstel. Regtig, hy weet. En God draai egter nooit sy rug op ons nie. Inteendeel, God se Gees sug saam met ons. Dit is so asof die Gees die sigte wat ons gee onderstreep, beaam en sê, ja, dit is ongelukkig so. Maar om saam met God te loop, is die oopsluit van 'n hoopvolle alternatief. En hierdie hoop is nie gebaseer op 'n weervoorspelling of allerhande aanwysings nie. Ook nie die hoop wat 'n beter ekonomie gee nie. Selfs nie die hoop op 'n demokratiese verkiesing ons beloof het. Dis alles valse hoop. Hoop met voete van klei. Hoop se wortels, die boom van hoop se wortels, lê in Christus Jesus. En hierdie hoop word in Jesus hierdie hoopwortels word in Jesus se bloed ingebed. En daarin lê die hoop van vandag, môre en vir die toekoms. Hierdie hoop is vir my as erfgenaam van God bedoel. Al was ek ver van God af, hy trek 'n streep deur alles wat skeiding maak tussen my en hom. En hier het ons hoop geanker en gewaarborg, want in Jesus sal niks ons ooit uit sy hand uitruk nie. Dit moet ons duidelik vir mekaar sê. God beloof nie dat ons nie weer gaan sug nie. Hy beloof wel dat hy ons sigte verstaan. Dat hy ons nie alleen sal los daarmee nie. Dat hy in Jesus vir ons die hoop gee wat alles verander. Ons wat Vader mag sê, is verseker daarvan dat hierdie hoop eendag by die wederkoms volledig 'n werklikheid sal word. Ons hoef nie nou troosteloos te leef totdat die wederkoms aanbreek nie.
Stukkie vir stukkie is dit nou reeds sigbaar in hierdie wêreld. Al wil ons hê alles moet altyd regloop, is dit nie wat God waarborg nie. God se hoop is nie alles gaan voor die wind soort van geskenk in Jesus nie. Die sigte van elke dag is by ons en sal vir nog 'n groot tyd by ons wees. Daar is nog seer, daar is nog gebrokenheid. Die vraag is, glo ons dit? Glo ek dit? Is ek bereid om my gesig te verruil teen alle hoop in? Is ek bereid om weer drome te begin droom? Is ek bereid om my hart se vensters oop te maak, my lewe oop te gooi en weer te begin leef? Is ek bereid om God op sy woord te neem, hom te vertrou, dat hy my toekoms in sy hande het? Is ek bereid om soos Jeremia van ouds aan God vas te hou in tye van nood? Is ek bereid om soos Esegiel God se gees in my lewe toe te laat, sodat daar weer lewe kan kom? Is ek bereid om nie te dink, my denke te laat vernuwe? Nie meer ek wil, ek sal of ek kan nie. Dis U se Here. U wil, U kan, U sal. Ons hoef nie hoop te fabriseer nie. God gee hoop vir ons in Jesus Christus. Ons hoef dit nie self 'n werklikheid te maak nie. God doen dit in Jesus. Ons moet wel by 'n punt kom waar ons sê, ek is bereid om God se oplossings te aanvaar. Is dit ek wat vandag bereid is om, is ek bereid om dit te doen? Om voor die Here te staan en die hoop wat hy my as geskenk gee te aanvaar? En dis die oop vraag. In hierdie tyd van COVID-19 is ons as huisgesin gekonfronteer met 'n klomp uitdagings. Maar in hierdie tyd het God se gees ons kom oortuig dat al hierdie dinge nie ons hoop moet kom steel nie. Dat in 'n vaste vertroue in die liewe Here ons 'n nuwe lewe ook saam met hom kan hê. En hoewel ons deur 'n klomp beproewinge gaan, kan ons steeds met die hoop in ons harte bly leef. Maar dit was alleen moontlik omdat mense rondom ons wat die Here liefhet, ons gehelp het met hoop. In klein dingetjies, klein vlammetjies van hoop wat aangesteek is. Kollega wat opdaag en sê, weet julle, ek sien julle swaar kry raak. Hierso is vir julle 'n pakkie vleis, 'n pakkie wors. Kan ons nou net dink, julle het 'n klomp finansiële uitdagings. Braai dit, vier dit, geniet die lewe. Voel so baie beteken. Net eergister daag goeie vriendinne op by die voordeur. Hierso is 2 sakke met klere. Ek weet nou nie heeltemal of ek nou vir julle dit kan gee nie, maar ek sê, bring die sakke, suster. Ons aanvaar met oop arms in hierdie sakke. 'n Ander jong mens wat vir my tienerseuns en studenteseuns klere gee wat hulle oordroom. Hy het dit nie geweet nie, maar hy het ons kinders drome weer laat opvlam oor ander klere wat ons kan aantrek. Wat kan jy doen om 'n vlammetjie van hoop in iemand anders se lewe aan te steek? Jy's 'n Christen sakeman. Jy's vol planne en idees. Deel jy daai planne en idees met iemand wat swaar kry? Of sien jy 'n sakeman wat moeitevol voortstrompel in die geveg hier binne aan hom of hy sy besigheid moet toemaak of moet oophou en wat met sy personeel gaan gebeur? Gaan sit jy langs hom en sê vir hom, vertel vir my, en kom deel jy met hom dit wat jou belewenis was en hoe God jou gehelp het, en deel ons God stories met mekaar. Want die God stories
is die stories wat God se vlam van hoop weer aansteek. Wat ons laat weer onthou, daar's 'n God wat koning is, nie net van my lewe, nie net van die mense rondom my se lewe nie, maar koning is van die heelal, in beheer is. Al sê koning COVID-19, nee, daar is 'n ander koning nou aan die beurt. Nou, daar's nou 'n siekte wat slag en roei en uitroei en siek maak en hierdie koning is in beheer. Ek wil jou uitdaag om die verlossingskrag van Jesus Christus te beleef. Lees weer die waarhede van God se woord. Gaan ontdek weer dat God ons wil vrymaak van al hierdie benouende donkerte. En gebruik die gawes wat God vir jou gee, die oomblikke van hoop, om hoop by ander te gaan skep. Gaan skryf 'n bietjie neer alles wat jy in die afgelope tyd ontvang het sonder dat jy dit verdien het. Ons het 'n lang lysie gemaak. En ons het vir mekaar in die oë gekyk en vir mekaar gesê, daar's hoop. Daar's hoop, want daar's op hierdie aarde nog mense wat in Jesus Christus glo, wat in sy genade glo, in sy liefde glo, in sy hoop glo. Mag jy dit ervaar, maar mag jy dit nie net ervaar nie, mag jy aktief betrokke raak as hoopgewer in die wêreld om jou. Nou die aand toe dit so baie begin reën, swaar begin reën, ry ek by die polisiestasie verby. Hier op my linkerkant staan 'n groot, mooi Land Rover. Ek dink, wat het die Land Rover gebreek of wat het gebeur? Toe ek so amper verby is, toe moet ek stop vir die verkeerslig en ek kyk terug en ek sien hoe die Land Rover se deur oop is. En die ouwe man uit die agterkant van die Land Rover brood en sop gee vir die mense, wat ons mos nou weet daar by die polisiestasie hier in Kuilsrivier. Wag op 'n prentjie van hoop. En hy het opgedag met sy groot, mooi motor. En hy het dit wat hy ontvang, het hy weggegee. Is jy gereed om dit ter wille van God en sy koninkryk en sy koninkryksmense te gaan doen? Sodat ons dit kan sien wat ons eintlik nie nou sien nie, sodat ons God se hoopvolle uiteinde vir ons lewe kan sien. Ons sien dit nie nou nie, ons kan dit nie raak sien nie, ons sien te veel benouende dinge om ons. Maar hierdie flitsies van God se genade help ons om te weet, daar is beter, daar is meer. Mag God dit vir jou gee. Here, baie dankie dat ons kan glo en hoop. Want u seun Jesus Christus het dit vir ons moontlik gemaak. Here, dankie dat ons boom van hoop hulle wortels in u seun Jesus Christus het. En dankie Here dat ons kan groei vanuit daardie hoop. Nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van 'n wêreld wat u so nodig het. Vader, leer ons, wys ons, ook in hierdie tyd wanneer ons saam bid as gemeenskap, Here, wys ons, waarvoor moet ons bid, wat is op u hart, sodat ons dit voor u kan bring, en sodat u, Here, lig kan bring. Vader, troos hulle wat hartseer is. Here, vir die wat donker is, bring lig. Vir die wat donker het in hulle lewens, bring lig. En Here, vir ons wat iets van u vreugde raak sien, iets van u hoop ontdek. Here, maak ons gehoorsaam aan die opdrag om u hoop te gaan leef. Vader, vergewe ons wanneer ons die hoop vir onsself hou. Vergewe ons as ons die hoop net in ons eie sakkies wil toevou. Here, help ons om u genade raak te sien.